Goed. Ek het vanmôre 'n woord met jou. Mag die woord vanmôre wat jy gaan hoor vanmôre. Dit wat aan jou kant toe kom vanmôre. Mag dit vanmôre werklik waar jou lewe verander. Want die nuus wat ons wil bring is goeie nuus. En dit ons kort goeie nuus. Ons het goeie nuus nodig. Ons kan nie net die hele tyd slegte nuus en negatiewe nuus hoor. Ons moet goeie nuus met ons moet soms hoor. En daarom is dit goed om vanmôre hier te wees, om goeie nuus te hoor, maar ook terwyl jy die goeie nuus hoor, ook so bietjie te voel hoe jy dalk 'n paar liggaamsoefeninge moet doen. Dalk is daar 'n spiertjie wat jy nie wil oefen nie, en jy moet hom maar oefen. Dit is nie altyd lekker in die gym nie. Dit is lekker om biceps te oefen. Dit is lekker om bors te oefen. Cardio is nie lekker nie. Daai van op en af. Dis nie lekker nie, maar dis nodig. En dan die meeste mense oefen ons nou nie kyk nie, want dit sien mense op die strand, né? As jy nou so kyk, dan sien jy, ja, wonderbaar oefen die ou en dan as jy so kyk en dink jy, maar hy nie 'n trainer nie. Niemand het vir hom gesê jy sal moet kyk en oefen. Dis nie lekker nie. Sien nie resultate nie. Dis hoe dit baie keer maar in die kerk ook is. Ons goeders wat ons wil hoor, ons dinge wat jy sê, yes, amen, en ons sê vir die voel, nee, jy is so bietjie. Ja, die res is van my nie. Die res is lekker nie. So, hoe dit ook al mag wees vanmôre, mag dit jou lewe aanraak en mag jy net op 'n plek wees waar jy voel goed. So ek sal sê jy moet werk hieraan of daaraan. Nou, ek gaan lees uit Markus 8 vanaf vers 1 tot 21. So dis 'n redelike stuk, maar 'n maklike stuk. Hy's nie baie ingewikkeld nie. Jy kan dit volg op die bord as jy Bybel hier het, kan jy dit saam lees of as jy YouVersion het, kan jy dit volg of jy kan net sit en jy kan luister en jy kan vertrou dat dit wat ek hier lees is die waarheid. Ek gaan nie 'n woord hierso nou uithaal wat nie in my Bybel staan nie. So vanaf vers 1 Markus 8 vers 1 tot 21. In daardie selfde tyd was daar weer 'n keer 'n groot menigte mense by Jesus en hulle het niks gehad om te eet nie. Hy roep toe sy disippels nader en sê vir hulle: "Ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae lank hier by my en hulle het niks om te eet nie. As ek hulle sonder kos huis toe stuur, sal hulle langs die pad beswyk. Party van hulle kom van ver af, maar die disippels sê vir hom: waar sal 'n mens in hierdie verlatenheid genoeg brood vir hulle kan kry? En hy vra hulle toe: hoeveel brood het julle? 7 antwoord hulle. En toe gee hy die mense bevel om op die grond te gaan sit, en nadat hy die 7 brode geneem en God gedank het, het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee om uit te deel, en hulle het dit aan die mense voorgesit. Hulle het ook 'n paar visies gehad. En nadat hy die 7 gevra het, het hy gesê, hulle moet dit ook uitdeel. En die mense het geëet en hulle het genoeg gekry, en hulle het nog 7 mandjies vol bymekaar gemaak van hierdie stukke wat oorgebly het. En daar was omtrent 4000 mense, en daarna het hy hulle huis toe gestuur. Hy het dadelik saam met sy disippels in die skip geklim en na die gebied Dalmanuta toe gegaan. Nog was 'n mooi naam, Dalmanuta. Ek gedink as ek eendag 'n hond het, dan gaan ek hom Dalmanuta. Klink so mooi, Dalmanuta. Maar hulle is nou Dalmanuta. Daar kom toe Fariseërs wat met Jesus begin redeneer om hom op die proef te stel. Wou hulle vir hom 'n wonderteken uit die hemel hê. En hy het diep gesug en gesê: waarom wil hierdie geslag 'n teken hê? Dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie 'n teken gegee word nie. Hy het hulle daar laat staan, weer die skip geklim en na die oorkant van die see toe gegaan. Die disippels het vergeet om brood saam te vat. Hulle het net een by hulle in die skip gehad en Jesus het hulle toe gewaarsku: pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. En hulle het vir mekaar gesê: dit is
omdat hulle nie brood het nie. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Begryp en verstaan julle nog nie? Is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat oë het, sien julle dan nie? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol stukke brood julle oorgehou het nie? 12 sê hulle vir hom. En 7 brode vir die 4000, hoeveel mandjies vol stukke het julle toe oorgehou? 7 sê hulle vir hom. Toe sê hy vir hulle, verstaan julle dan nog nie? In Johannes 6, ons kan ook net gaan vinnig daarna ook kyk. Ons lees net so die eerste paar gedeeltes in Johannes 6. En hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het, wat hy aan die siekes gedoen het. En Jesus het toe teen die berg opgegaan, en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby, en toe Jesus rondkyk, en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? En dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is die eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier is 'n seentjie met 5 garsbrode, 2 visse, maar wat is dit vir so baie mense? En toe sê Jesus, laat die mense gaan sit, en ons ken die storie wat toe ook al gebeur het. Die brood het vermeerder, die vis het vermeerder, en Jesus het vir hulle gegee. Nou, ons almal weet dat wanneer Jesus vra, dan is dit gewoonlik nie vir hom dat hy die vraag vra nie. Hy vra gewoonlik die vraag vir jou. Hy wil hê jy moet antwoord. Hy wil hê jy moet gaan dink, jy moet gaan wonder oor die vraag wat hy vra. Nou, ek weet nie hoe voel dit vir julle nie, maar ons is nou in Maart maand, en ek dink vir die meeste voel dit dalk of dit al November maand is, eintlik. Dis asof die jaar vinnig begin het. Dit is Januarie, Februarie, dis ons in Maart. En as jy eintlik mooi daaroor dink, sal jy nou al moet jou reëlings begin tref vir Kersfees. Dis al moet mense begin hoor, wat doen julle, wat gaan ons maak, wie gaan waar by mekaar kom, want die tyd gaan net absoluut te vinnig. Dit is crazy. En ons is nou in Maart maand en ons sit al reeds met 'n klomp vrae. Ons het al reeds baie uitdagings gehad. In ons eie gemeente, en almal van julle is al bewus van die vele uitdagings wat ons al gehad. En dan praat ons nie eers van die uitdagings in ons eie persoonlike lewens, omrede ons nie altyd by mekaar kom nie. En ek weet dat ek dink almal van ons wat hier sit al reeds ook met 'n paar persoonlike uitdagings. Die hoe en die waar en die wanneer en die hoekom nie en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, is maand en jy voel al reeds hoog. Vir elkaar of jy dalk net 'n bietjie, dis net vir so 'n maand kan op vakansie kan gaan. So net kan en so sit ons almal met 'n klomp vrae. Ons almal wil ook graag verander. Dit is een van die ander dinge. Ek bedoel, het was net nou die dag was aan die begin van die jaar gewees en gedink aan 'n paar veranderinge wat jy in jou lewe wil bring. Dalk het jy ook gebid en gesê, Here, ek het ook 'n paar veranderinge nodig in my lewe. Dinge wat moet verander. Maar gewoonlik doen ons die veranderinge ook op ons eie manier doen. Ons hou nie daarvan om dit op iemand anders se manier te doen nie. En Jesus se manier maak nie altyd vir ons sin nie. So ek wil verander, maar ek sal dit op my manier doen. Dit is amper soos hulle sê, I want change without a challenge. I want change, met 'n challenge. En so gaan ons aan met die lewe. En so is Jesus op hierdie
hierdie boot, hy is in die skei met sy disippels. En dan op 'n stadium dan kom hierdie disippels. En hulle sê, hulle het vergeet om brood saam te neem. Ons het vergeet om brood saam te neem. Ons het net hierdie een brood. En dan kom Jesus net daarna en hy sê vir hulle, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs, vir die suurdeeg van Herodes. Met ander woorde, pas op, daai klein bietjie suurdeeg. Jy het net 'n klein bietjie suurdeeg nodig. Die Fariseërs, die godsdienstiges, die Herodes, ek glo hy seker die politiek verteenwoordig. Pas op vir daai klein bietjie suurdeeg. Want al wat jy nodig het, is jy net vir my nodig. En so sit hulle in die skei met Jesus, wat ons weet wat in Johannes 6 vers 35 sê, ek is die brood wat lewe gee. So hulle sit in die skei, hulle is besig om te praat oor brood, hulle is bekommerd en hulle wonder wat is die hele storie wat hier aangaan, want dalk is dit net omrede hulle een brood het, hulle het nie genoeg brood nie, en Jesus is in 'n hele gesprek met hulle, ek dink hy probeer vir hulle sê, kan julle sien wie is by julle? En ek wil hê jy moet vanmôre jou net bietjie inlewe in hierdie verhaal in. Net 'n ver teologies, ons gaan nie net teologie indelf vanmôre, ek wil net vanmôre met jou praat. Ek wil vanmôre vir jou goeie nuus bring. Ek wil vanmôre net jy moet hoor wat sê die Here vanmôre vir ons. Is dat jy kyk rond, maar weet vanmôre dat saam met jou in jou lewenskring is die brood van die lewe. Die brood wat lewe gee. Jesus sê van pas op net vir die suurdeeg. Moenie daar gaan nie. Jy kan nie, moet dit nie meng. Jesus is die enigste een. En dan kom hy en hy vra vir hulle. Terwyl hulle so bekommerd is, en dalk sit jy ook vanmôre hier met al die bekommernisse en al die vrae en alles wat met daar gepaard gaan. En dan sê hy vir hulle, maar hoor gou 'n bietjie hierso. Onthou julle toe ek die 5000 mense kos gegee het. Ek dink hy het seker met hulle 'n gesprek ingegaan en hy het seker gesê, Andreas, kan jy onthou hoe jy gestres? En as ek sommer met myself my storie hier kan inskryf, vir Peter sê, ja Peter, jy het groot mond gewees, maar jy het gesien hoe jy ook maar weggekyk toe ek gesê het, wie gaan vir hulle gee? Toe begin jy ook hierdie skoenveters vasmaak. Ek weet hulle het nie skoene gehad nie, ek moet nie na die tyd vir sê hulle het nie skoenveters. En so het hulle begin praat en toe sê hy dalk vir hulle, maar kan julle onthou jy toe ek vir die 5000 mense moes kos gee, onthou julle het julle gestres. Het julle gesê, hier is nie, ons weet nie wat om te doen nie, en ons het nie eers genoeg geld nie, die geld wat ons het kan nie eers vir 'n klein hoeveelheid van hierdie mense kos gee nie. En ek wil hê jy moet gaan dink 'n bietjie terug in jou lewe. Al daai oomblikke waar jy ook al was, waar jy gestres het. Waar jy gesê het, ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie, ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie, ek weet nie hoe gaan ek dit betaal nie, ek weet nie wat gaan ek eet nie, ek weet nie hoe gaan my toekoms lyk nie, en die Here het voorsien. En dan kry ons sit ons weer in daai selfde situasie, so dan wil die Here vir ons sê, gaan net gebeur 'n bietjie terug. En dis hy het vir die 4000 mense kos gegee, kan julle onthou wat hy toegedoen. Hoeveel het toe oorgebly? Nee, 7. Ek wonder hoe hulle gevoel terwyl hulle in die skei sit en Jesus vra vir hulle hierdie vraag, kan julle onthou? Het daar iets oorgebly? Ja. Ja, en in die 4 het daar oorgebly in die 4000 mense. Ja, Here, daar het oorgebly. En onthou, jy is saam met Jesus in jou lewenskyk. En dalk het hy nodig om partykeer vir ons ook net tot stilstand te bring om te sê, kan jy onthou? Kan jy net gou so 'n bietjie teruggaan en kan onthou?
Ek dink Jesus sal sê, stop dit nou man, stop dit. Hou op man, jy's besig om jouself te breek, jy's besig om jouself depressief te maak, jy's besig om dinge te probeer uitwerk, stop dit. Gaan dink terug, en kyk, wat het ek al alles gedoen? Nou, ek dink die meeste van ons is bekend net met die 5000 mense wat daar was, vermeerdering van die brood van die 5000, en tot later is daar om te hoor, maar ons 'n tweede vermeerdering van brood, en daar was omtrent weer 4000 mense gewees. Wat ek sien in hierdie vermeerdering, as Jesus een keer 'n wonderwerk gedoen het, dan kan hy dieselfde wonderwerk weer doen. En dan kan hy dieselfde wonderwerk weer doen. As Jesus een keer iets gedoen het in jou lewe, dan kan hy dit weer doen, hy kan dit weer doen, en hy kan dit weer doen. En jy het een keer sonder werk gesit, en die Here het vir jou werk gegee. En jy het vir 'n tweede keer sonder werk gesit, en toe sê die Here, ek gaan vir jou weer werk gee. En dan sê die Here, dit is nou die derde keer, en sê die Here, ek gaan weer vir jou werk gee. Dit wat hy een keer gedoen het in jou lewe, kan hy weer doen. Hy het jou een keer gesond gemaak, hy gaan jou weer gesond maak. Hy het een keer vir jou 'n deur oopgemaak in jou lewe, en hy kan weer vir jou 'n deur oopmaak in jou lewe. Wonderlik om te weet dat Jesus sê nie, ek het al die wonderwerk gedoen, ek gaan dit nou nie weet nie. Want Jesus werk net absoluut op 'n briljante manier. Hy wys ons eintlik so presies wie hy is en hoe hy werk, en partykeer is dit asof ons dit ook nog steeds nie sien nie. Asof ons dit nog steeds nie hoor nie. Ek het dit al gedoen. Ek gaan dit weer doen. En ek het dit al gedoen, en ek gaan dit weer doen. En ek het jou al gehelp, en ek gaan jou weer doen. En ek het jou al gehelp, en ek gaan jou weer doen. Ons werk anders dat, ek het jou ons al gehelp, en ek het jou weer help. Hoeveel keer moet ek jou nog help? Het ek jou nou al 3 keer hierdie jaar gehelp? Nou moet ek jou weer help. Weer help, gaan jy weer help, gaan jy weer help. Ons moet nie die krag van God onderskat. God is kragtig, hy is almagtig, hy doen veel meer as wat ons ooit aan kan dink. En dan gaan jy elke keer terugvat hierna, en dink weer wat hierdie jaar alles in jou lewe goed. Gaan dink daai oomblikke wat jy so op die grond was. En hy kan dit weer doen. Hy het dit een keer gedoen, hy doen dit weer. En een ding wat ek hier raak sien is die hele feit dat Jesus nie net belangstel aan jou siel nie. Jesus stel ook belang aan jou fisiese behoeftes. Ek wil nie net gedaan wat jy op die stap is. Ek geloof dit is alles wat wat ons kerk en wat is ons moet doen. En ons sê ons sal sommer van nou bid. Jammer vir dit. Maar dit is kerk, ja, ons familie. Ons is nie hier vir dit. So dink jy net daaraan, die hele idee dat Jesus nie net belangstel in jou siel nie. En ja, ons praat daaroor, en dit is vir ons belangrik om vir mekaar ook te kan sê, dat onthou, Jesus stel belang aan jou siel, stel belang aan jou gees, maar moenie vergeet nie, dat Jesus stel ook belang aan jou fisiese behoeftes. Dit is vir my mooi, waar Jesus hier so aan die begin sê, dat ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae lank hier by my, en hulle het niks om te eet nie. En as hulle nou sonder ons huis toe stuur, dan sal hulle langs die pad besluit. Hulle het kos nodig. Hulle het fisiese behoeftes, het hulle nodig. Jesus stel belang in jou omstandighede, weet dit vanmôre.
Moenie dink hy stel nie belang in die omstandighede nie. Moenie dink dat Jesus draai sy gesig weg en sê, nee, weet jy wat, ek worry nie daaroor, ek worry nie oor die feit dat jy nie kos het nie, ek worry nie oor die feit dat jy nie werk het nie, ek worry nie oor die feit dat jy hier sukkel en daar stres nie. Ek stel net belang hoe hoog jy jou hande opsteek en my aanbid. Dis alwaar ek belang stel. Ja, Jesus stel dan ook belang, maar hy stel belang. En jy sal dit vanmôre moet besef. Want as jy dit besef, dan kan jy iets daaraan doen. As iets vir jou saak maak, dan maak dit ook vir die Here saak. As dit vir jou iets beteken, dan beteken dit ook vir God een. En daarom gee Jesus om. Hy sê, dit draag my hart, dat die mense nie geëet het nie. Maar nou wat interessant is in beide van hierdie verhale waar die vermeerdering plaasvind, sien ons dat in al twee gevalle is daar baie mense. 5,000 net mans getel. 4,000. Ons almal weet waar baie mense is baie moeilikheid. Honderde. Waar baie mense is baie honderde. Daar was baie mense gewees. Ek kan nie dink wat sou ek doen, is al 5,000 mense in. Ek ken die disippels wat saam met my is en ek weet die een is ook maar net so klein gelowig soos die ander een, want as ons alleen sit en praat en Jesus sê, daar moet julle hele dag van kos gee, dis geweldig baie mense. Te dink Jesus word glad nie dit wat hy doen, sy wonderwerke, hang nie af van die hoeveelheid mense. Jesus staan nie terug wanneer dit by getalle kom. Kan julle dink wat Jesus doen waar 5,000 mense sit? Kan julle dink wat kan hy doen hier waar ons 5,200 mense? Julle dink wat kan Jesus doen? So moenie dat getalle maak vir Jesus bang nie. Maar compassion. En die een ding wat compassion doen, compassion leads to action. En dit is iets wat die kerk daar moet leer. If there is compassion, there must be action. We can't be compassion without action. Ek kan nie sê, ja, ek gee omdat die Here my en ja, ek sien jy het binne en daar is net geen aksie nie. Die kerk moet dit hoor. En ek dink elkeen van ons moet dit ook vanmôre hoor, want hy sê dat as jy werklik waar compassion het, dan moet daar aksie wees. En ek weet nie hoe lyk die aksie tans in jou lewe nie. Dalk is jy besig met 'n klomp dinge, dalk dink jy vanmôre nodig om te hoor, as ek regtig compassion het, dan must be action. En jy kan nie sê, maar ek het al hierdie jaar, elke keer het ek nou al vir hier gehelp of dit gedoen. Jesus het baie kere gehelp. En ons moet hom volg as 'n voorbeeld. En dan in beide van hierdie gevalle, vra die disippels verkeerde vrae. Hoe gaan ons dit doen? Waar gaan ons dit kry? Hoe gaan ons dit werk? En dit is wat bekommernisse doen. Bekommernisse is die rede vir verkeerde vrae. Sodra jy bekommerd begin raak, sodra jy begin stres, dan begin jy verkeerde vrae vra. Ek weet julle het dit nog nie beleef nie, maar glo my, ek het dit al in my lewe beleef. As jy begin stres, en jou kalender en God se kalender is nie dieselfde kalender nie. God se horlosie en jou horlosie is ook nie dieselfde horlosie nie. Dan begin jy ander vrae vra. En dit is gewoonlik waar ons gevang word, nou die verkeerde vrae wat ons vra. So in beide gevalle, stres die disippels en in beide gevalle vra hulle verkeerde vrae. Wat gaan ons dit doen? Here, hoe gaan ons dit doen? U sien dan sê of hierdie is mos 'n onmoontlike situasie en verwag ons moet dit doen. Veel verkeerde vrae jy al hierdie afgelope tyd, soos ek sê, van Januarie tot Maart, hoeveel verkeerde vrae jy al gevra nie.
Nadat hy Matteus 6 vers 31 tot 2:33 sê, wat bekommer julle oor wat julle gaan eet en wat julle gaan aantrek en die dinge van die lewe, sorge van die lewe, heidene bekommer hulle daaroor, soek jy die koninkryk van God, maar ons hou van die wat as dit nie werk nie, wat is dit nie gaan werk nie, sê nou maar hierdie gaan nie werk nie, en al wat Jesus doen is, hoor mooi, in al twee van hierdie gedeeltes, vra Jesus vir hulle, hoeveel brood is daar? Hy het nie vir hulle gevra hoeveel vis is daar. Hy het net gevra hoeveel brood is daar. En terwyl hulle begin soek om te kyk, wat is daar, wat het hulle? Toe kom hulle af op die ekstra. Hier is ons vis ook. Hier is net brood nie, hier is ons vis ook. Want as Jesus vra, wat het jy? Kyk 'n bietjie wat het jy, dan beteken dit veroorsaak nie 'n bekommernis nie, dit veroorsaak werk, dit veroorsaak dat jy iets moet doen. Wat het jy anders? Kom kyk gou 'n bietjie. En jy dink dalk ek het niks. En dan begin jy soek om te kyk of jy net brood het nie. En dan soos wat jy soek, dan sê jy, maar ek het eintlik nog meer en ek het nog meer. Jesus het net vir brood gevra. Die vis was net ekstra gewees wat hulle gekry het. So wat het jy vermoed? So onthou, die Here wil jou seën, hy wil jou bless. Hy is nie bang om jou te seën nie, hy sien jou raak, maar hy vra ook vanmôre vir elkeen van ons, wat het jy te gee? Wat gaan jy gee vanmôre? Want jy kan nie hier sit en sê ek het niks om te gee nie. Dit is wat die disippels gesê het, ek het niks om te gee nie. Ons het niks. Sê, Jesus maar wil jy moet gaan kyk. En ek wil elkeen van u vanmôre uitdaag om te sê, ek wil jou uitdaag om te gaan kyk, wat kan jy gee? Nie wat kan jy gaan verkoop nie. Wat kan jy vanmôre gee? Wat kan jy môre gee? Wat kan jy oormôre gee? Wat het jy? Want jy sal moet gaan soek, jy sal moet gaan kyk. Want God sal nie vir iets vra as hy weet dit is nie daar nie. Dit sal ons onregverdig wees. As die Here weet daar is nie brood nie. Hulle gaan nie eens brood kry nie. Kom ek vra maar net vir hulle, hy het geweet daar is brood. Hy het geweet daar is 'n uitkoms. Wat sal hy vir julle iets vra as dit nie daar is nie? Moenie dat die vyand jou fokus wegvat. Dat jy so gaan begin rondkyk op dit wat jy nie het. Want dis al wat die vyand wil. Vat jou fokus weg van die bietjie wat jy het, na dit wat jy nie het. En dan begin jy worry, jy begin stres, jy begin verkeerde vrae vra. So al wat ek het, so ek het ons 3 maande se brood. Dit het net gebring dat ek kinders nie kan opleef. Dit het nog gereg, ja. Dit grappig. Dit is al wat ek het. Ek het hier so brood, blue ribbon, toaster, white bread. Dit ons. Dis my brood. Dit van die huis afgebring. Maar los my brood. Jy dalk 'n ander brood. Ek sê net sê jy nog brood van Christus. Dit is soos 'n ander brood. Kyk hierdie lekker. Dit is 'n suurdeegbrood. Lekker. Dit is 'n lekker suurdeegbrood. Hierdie is dalk iemand anders se brood. Hierdie is my brood. Ek kan nie my brood vergelyk met hierdie brood nie, maar weet jy wat, hierdie is my brood. Ek het dan maar vir dit wil. Ek gooi dit. Hier neersit. Hierdie is nie my brood. Nog nie. Dit dan neersit. Wat het jy? Kom kyk wat het jy? Ek het laasweek gesê, dink compare. As jy compare, het jy dit. Wat kan jy gee?
En dalk het jy nodig om vanmôre net vir 'n oomblik jou oë toe te maak. En ek wil jou uitnooi om jou oë toe te maak en soos ek daarso gesê het, as jy ongemaklik voel, kyk af, kyk vir die grond. En jy moet vanmôre weet dat dit wat jy het, sal vir jou nooit genoeg voel. Het gaan altyd vir ons te min is, of jy voel of jy te min van 'n pa is, te min van 'n ma is, te min van 'n kollega is, mede-kollega, te min van 'n Christen, te min 'n volgeling van Christus, te min kind van God. En as dit van jou afhang, dan gaan dit te min wees. Maar nie in God se hand nie. En as jy jou lewe vanmôre net weer in God se hand sit, dan wil ek hê jy weet met sekerheid en jy weet dat dit meer as genoeg is. Wat het jy vanmôre? Toe Jesus die 5000 mense gevoed het, toe was die probleem geld gewees. Toe hy die 4000 mense gevoed het, toe was die probleem plek gewees. En toe hy die 5000 mense gevoed het, toe was hy in 'n Joodse gebied gewees, en toe hy die 4000 mense gevoed het, toe was hy in 'n heidense gebied gewees. Jesus sê hy is genoeg vir almal en vir enige iemand. En ek wil eerstens vra, as enige iemand is wat vanmôre hier is, wat sê, Here, ek is in daai skare vanmôre, ek hoor u woord. Maar ek het vanmôre ook nodig om gevoed te word. Dalk voel jy vanmôre geestelik droog. Dalk voel jy geestelik honger. Dalk sit jy vanmôre in 'n situasie wat vir jou onmoontlik lyk. Jy kry dalk nie werk nie. Jou finansies gaan nooit uitwerk nie. Jou verhoudings werk nie uit nie. Jou dinge werk net nie uit nie. Ek voel net vir jou asof daar kan nie iets aan hierdie situasie gedoen word nie. Dit is al 'n onmoontlike situasie. Dan wil ek weer vir jou sê, hierdie situasie was vir die disippels ook onmoontlik geweest. Jy moet vanmôre dink 'n bietjie wat het die Here al alles vir jou gedoen? As jy sê ek het U net nodig, Here, vanmôre met alles in my. Ek het 'n wonderwerk in my lewe nodig. Ek vra jy net 'n hand gaan opsteek. Ek gaan jy nie vorentoe roep. Ek vra elke oog net sal toebly, respekteer mekaar. Vader, U sien elke hand wat vanmôre nie opgaan. Nie om getel te word, die Here, nie om te sê, wat het getel, soveel mense het hande opgesteek. Mense wat vanmôre daar hande opsteek, te sê, Here, sien my raak, ek het 'n wonderwerk nodig in Jesus naam. Daar moet 'n wonderwerk in my lewe gebeur. My lewe is op hierdie stadium, Here, op so vlak dat dit lyk ook onmoontlik. Dit lyk onmoontlik. Dit lyk nie asof hierdie bietjie brood al hierdie mense gaan voed. En U is die brood wat lewe gee. Al wat ons nodig het is U. Vader, mag U elkeen wat vanmôre hulle hand opsteek. Die feit dat hulle hulle hande opsteek, die Here sien hulle geloof wat hulle vanmôre het raak. En ek wil vra, Vader, dat U vir hulle sal brood laat vermeerder bo verwagting. Dat U sal deurkom op 'n manier wat onverwags is. Soos wat hulle begin om net uit te deel en uit te deel en uit te deel. Ek dink dat daai interaksie plaasgevind het, Vader, toe begin die wonderwerk. Toe hulle in beweging begin kom, toe begin die wonderwerk. Mag U vir elkeen wie se hand opgesteek is, insig en wysheid gee, hoe om in beweging te kom, hoe om hierdie wonderwerk in beweging te bring.
Mag U hulle help, Heilige Gees, dat hulle ook sal kan gaan kyk, wat het ek? Wat het ek? En dat ons dit vir U bring, dat U 'n deur kan oopmaak. Ons vra dit in Jesus naam. En ons sê vir U dankie daarvoor. Amen.